So, wat doen die Ruach? Die Ruach oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. Luister wat sê die woord. Vers 27, want uit jou woorde sal jy geregverdig word. Uit watter woorde? Uit die woorde wat ek sê jammer. Sorry Vader, ek is jammer, ek het nou 'n fout gemaak. Of ek is op pad om 'n nee, as jy kan nie om verskoning vra en sê, ek gaan nog steeds dit doen nie. As jy op pad is, laat jy jou remme aan, jy gooi jou brieke aan onmiddellik, want die Ruach kla jou aan. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word. En uit jou woorde sal jy veroordeel word. Die ongoddelike word uit sy ongoddelike woordeskat veroordeel. Die regverdige sal nie veroordeel word nie. Hy word geregverdig, want uit jou woorde, wat uit jou mond uitkom. Daarom sê die Bybel dat 'n fontein gee nie soet en bitter water nie. 'n Boom dra nie goeie en slegte vrugte gelyktydig nie. Dis of een of die ander. Want uit jou woorde wat uit jou mond uitkom, sal jy geregverdig word. Is dit nie wonderlik nie? Nou as ek deur die woord en deur die leiding van die Ruach HaKodesh geregverdig word en deur die bloed van Jahshua, vir wat gaan ek voor 'n regterstoel staan? Ek gaan terug na waar ons begin het vroeër vanaand. Hy het gesê dat in 1 Korinte 15 vers 27-58, in 'n oogwink en 'n oomblik word ek verander uit 'n verganklik en 'n verheerlikte liggaam, Jahshua tegemoet in die lig. Ek gaan op, ek word verander, ek is weg. Ek is en jy is rein genoeg om deel te wees van die wederkoms of die parousia van Jahshua vir sy bruid. Nou as ek daarbo aankom, nou moet ek want ek is in 'n rein kleed, ek het 'n bruilofskleed aan. Nou moet ek my bruilofskleed uittrek om daar op die kapstok hang, dan trek ek my vuil overall aan, dan staan ek eers voor Vader Jahwe se regterstoel. Nee, die engele sing, die engelekore sing. Hy het dit gemaak, sy het dit gemaak, kom in. Wat sê Jahshua? Welkom. Oor min was jy getrou, oor veel gaan ek jou aanstel. Dis nie waar ons eers voor 'n regterstoel gaan staan en belydenis doen nie. So ek hoop dat hierdie skrif gee vir u alreeds 'n bietjie indikasie. Hoekom ek en u nie voor 'n regterstoel verskyn nie, as bruid nie. En dis hoekom dit so noodsaaklik is, dat jy moet seker maak jy is bruid. Jy word nie bruid op 'n ander manier, behalwe wanneer jy die bruilofskleed aantrek nie. En jy kan maar net, en ek quoteer altyd hierdie skrif, Galasië 3 vers 26-29 sê, ons wie in Jahshua geonderdompel is, het ons met Jahshua beklee. Wat beteken dit? Dit sê, ek het my vuil overall uitgetrek, en ek het my bruilofskleed aangetrek. Die ou mens van sonde, daai vuil overall, hy's in die watergraf. En ek staan op met 'n bruilofskleed. En daardie bruilofskleed is nou my verantwoordelikheid om dit rein te hou die res van my lewe in heiligmaking en nougesetheid te wandel in die woord van Jahshua deur die leiding van die Ruach HaKodesh. Die mens is bestem om een keer te sterf, daarna die oordeel. Ek het vir hierdie twee skrifgedeeltes in Matteus 12 vers 36 en 37 gegee om hier aan die ding te sit. Met ander woorde, ek het wanneer jy 'n slang jou byt, dis venom, is gif, dan spuit hulle antivenom in. Hulle spuit 'n ander slang se gif in om daai gif te werk. Het jy dit geweet? Nou wat is hierdie? Vers 37 is die antivenom. Dit is gaan in die proses wat ons gaan stap nou, gaan dit die dood teewerk. Daai verdoemenis, want dit is niks anders dan nie. Dit is 'n verdoemenis om te sê dat elkeen sal voor die regterstoel verskyn, gered of ongered. Wat's die nodigheid om Jahshua dan te dien, Jesus Christus te dien, en in heiligmaking te lewe? Jy sien, dis omdat die kerk dit vir ons nooit die teenoorgestelde, ek wil sê die antivenom gegee het nie.